Goeiemôre almal. Baie welkom by die erediens. Ek het so 'n bietjie sinus, so as ek met tye sukkel, verskoon maar. Dit is nou hierdie tyd weer, die seisoene verander. So nou is daar weer 'n bietjie uitdaging soms. Ek wou nou sê vir Siska, ek kan daai wysie probeer sing van daai lied, maar ek dink dit gaan goed werk nie. Hy het 'n ander wysie. Maar baie welkom hierso vanoggend. Ons het sommer verskillende seisoene gehad oor die naweek. Reën en toe weer lekker baie warm. So ons kry sommer daai uiterstes in een naweek hier soms. Maar welkom hierso vanoggend. Dis lekker om weer hier te wees. Ek het so afnaweek gehad en dit was ook baie lekker. Ons het ook afskeid geneem van oom Martin as koster nadat hy lank hier by ons was. So mense is ook dankbaar vir wat hy als gedoen het. En ja, kom ons draai na mekaar toe, kom ons groet mekaar. As jy nog nie die om jou gegroet het nie. Vanoggend is dit eintlik net die bulle wat wil praat oor rugby, dink ek. Hulle het goed gedoen vir die Stormers en die Sharks en die Leeu's. Ons sê maar niksie. Dit was maar treurig. Maar ons het nou ook 'n geleentheid hier vanoggend. Die Here het ons uitgenooi en ons is hier saam in sy teenwoordigheid. Hy het ons hier saam gebring en verenig. En ons raak net weer bewus daarvan. Ons Here leef, hy is teenwoordig, hy is lief vir ons, maar vandag hier is hy ook by ons. So maak jou oë toe, raak net bewus daarvan. God is lief vir jou, God gee om, maar God is ook hier by ons. Ons leef soms so gejaag dat ons dit vergeet. Maar Here, ons het U nodig. Here, vir baie is dit die moeilikste om rustig te raak, om stil te word. Hulle voel, hulle moet besig bly. Met tye is mense programme en dagboek so vol, Here. Help ons om hier rustig te raak, om vrede te kry by U. Om te weet U is met ons. As ons so jaag, kan dit ook vir ons soms voel of U ver weg is. Of U stil is. Maar U is teenwoordig en U praat met ons vandag nog. Here, ons kan net vra, help ons om weer op U te fokus. Soveel goed vat ons aandag, Here. En party goed maak dat ons wegbeweeg van U af. Maar ons het U nodig. Ons is afhanklik van U. U genade. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dan wil ek vra, wie wil die Christuskers vir ons aansteek? Is daar iemand wat vanoggend wil? Dan kan hulle dit kom aansteek. Almal sit nou warm. Om Benny gaan kom. Asai. Dankie. Dit is net vir ons 'n herinnering, die Here is met ons, God woon in ons, ons het hoop. Jesus leef, hy het die dood oorwin. Ons is nie alleen nie, ons het regtig hoop in daai wete. Maak nie saak wat gebeur of hoe ons omstandighede is nie. Ons het hoop as ons op die Here bly fokus. As ons onthou, hy is met ons. In 1 Petrus 2, in vers 22 tot 24, hoor ons die volgende, en as dit nou gesê word, hy, dan verwys dit na Jesus. Hy het geen sonde gedoen nie, en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom
wat regverdig oordeel. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. So ons is net so dankbaar vir dit wat Jesus vir ons gedoen het. Ons is nou in lydenstyd, so ons dink veral na oor Jesus en sy lyding, dit wat hy vir ons deurgemaak het om ons vry te koop. So as mens daai verse ook lees, dan word mens net opnuut dankbaar vir dit wat hy gedoen het. Hy het die volle prys vir ons sondes betaal. En daar's genade vir ons. So ons wil die Here loof en dank daarvoor. So kom ons staan en sing die lied saam. Here, ons sal U loof. Ons kan nie genoeg dankie sê nie. Kom ons loof die Here. Here ons sal U loof, U en U roem, U naam sal ons eer almagtige Heer, want U het wonders gedoen. Here ons sal U loof, ons verlos, uit duister bevry, ons harte verbly dit in U ewige kos. Hier ons sal U loof, U wel dan U roem, dis U wat voorsien, ons wil U graag dien en U ons Vader noem. En as ons so hoor van die Here se genade en ons loof en prys hom, ons dink net weer, wat het hy vir ons gedoen? Hoe het Jesus ons vrygekoop? Ons verdien dit glad nie. Dan kom ons ook op 'n punt waar ons wil neerbuig voor die Here, waar ons moet nederig neerbuig, onsself verootmoedig. Want as ons weer hoor hoe ons moet lewe, ons gaan lees uit Matteus 5 vers 43 tot 48. Dis nou deel van die bergrede, dan sê Jesus hoe ons moet lewe. Hoe lyk dit? Dan moet ons ook bely, ons verloor maar met tye fokus. Ons is met tye ongehoorsaam en ons maak swak besluite. Of ons is selfsugtig. Ons dink aan onsself, ons wil onsself in die middel plaas, eerder as die Here. Ons wil Here wees. So, ons bely dit, ons erken dit. Ek gaan vir ons lees uit Matteus 5. Julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immer sy son opkom oor slegtes en goeies, en hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. As julle net die liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie? En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie? Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is.
As ons dit hoor, dan moet ons bely, Here, ons is nie soos U nie, ons het nie soos U lief altyd nie. Ons sukkel daarmee, ons bely dit. Ons weet die Here is ook genadig. So ons kom na hom toe en ons bely dit eerlik. So vat net 'n paar oomblikke. Jy kan ook net vra, Here, wys my waar het ek gesondig? Waar het ek droog gemaak? Want partykeer onthou ons ook nie so goed nie. Here, en dan bely jy dit net teenoor die Here. So vat 'n paar oomblikke. Dalk is dit wat jy aan iemand gedoen het of gesê het. Of dalk moes jy iets gedoen het of gesê het. Of dalk was jy net selfsugtig. Bely dit teenoor die Here. Here, ons kom pleit by U, o God. Verlaat ons nie. U wat die weeskind nie verstoot, voor U buig ons die knie. Voor U staan ons ontbloot. Ons skuld verdien die dood. Wees ons genadig en vergeef. Red ons, Heer, uit ons nood. Wees ons genadig, o God, in U troue liefde. Wis ons oortredings uit in die groot barmhartigheid. Was ons skoon van ons skuld. Reinig ons van ons sonde. Maak ons van sonde vry. Leer ons die kwaad vermy. Ons pleit by U in Jesus naam. U kan ons weer verbly. Ons kan nou die oë oopmaak. Ek gaan vir ons lees. Ons gaan nou later die hele Psalm 32 lees, maar ek lees nou net vers 5, dan hoor ons Dawid sê, toe ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek het nie. Ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid, en U het my skuld vergewe. Dadelik, toe hy sy skuld bely het, toe hy eerlik was, toe die Here hom vergewe. Dit is die goeie nuus. Ons hoor, ek lees vir ons uit 1 Johannes 1, vers 8 tot 9. Ons het dit al 'n paar keer gehoor, maar ons moet dit werklik glo. Dit is wonderlik om dit te weet. En ons kan seker wees daarvan. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Dit is wonderlik om dit te weet, dat die Here ons vergewe, hy maak ons skoon. Maar dit stop nie daar nie. Dit help nie ons is dankbaar vir God se genade en vir wat Jesus gedoen het. En dan dink ons, dit gee ons nou 'n lisensie om nou maar te kan gaan leef soos ek wil nie. Ek kan ons net weer jammer sê nie. Dan vergeet mens wat het dit Jesus gekos. As mens aan die kruis kyk, dan herinner dit mens hoe Jesus gelei het. En dis net genade dat God sy seun gestuur het vir ons. So dan wil ek uit dankbaarheid weer gaan myself toewy aan die Here. Dan wil ek gehoorsaam gaan wees. Dan kan ek nie maar net weer gaan leef soos ek wil nie. Dan maak ons die genade goedkoop. So dis ook vir ons 'n uitnodiging om weer onsself te wy aan die Here. Om weer gehoorsaam te gaan wees. Om weer Jesus voluit te gaan volg. Ons gaan die lied sing, ek wat vergifnis hier ontvang het. En ons staan en ons sing hierdie lied uit dankbaarheid. As
erfenis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. En hierdoor ek na u verlang het, u het u guns my aangebied. Ek loof en prys u deurentyd. Ek loof en prys u deurentyd. En roem u groot barmhartigheid. En roem u groot barmhartigheid. Ek was verlore in my sonde en van die goeie weg vervreem. Toch doen die Heer aan my die wonder om my as kind terug te neem. Ek loof en prys u deurentyd. Ek loof en prys u deurentyd. En roem u groot barmhartigheid. En roem u groot barmhartigheid. Van julle onthou dalk hierdie waarvan ek nou gaan praat, waarna ek gaan verwys. Ek gaan verwys na die 20 Mei 1983 Kerkstraat in Pretoria se bomontploffing. So ek het in die week gelees, toe lees ek nou 'n artikel in die kerkbode van Dominee Christo Bernardo. Nou dit was in 2016 geskryf. Toe was hy nou 'n dominee by Kuilsrivier die Eike. Ek weet nie waar hy nou is nie. Maar hy het 'n bietjie gepraat oor hierdie dag. En hy was toe maar nog vroeg in sy 20's. En hy onthou hierdie dag as 'n dag waar daar was metaal, stukke metaal het rondgelê, glas was stikkend, karre het gebrand, mense het gegil en daar was 'n reuk van dood in die lug. En hy het so laatmiddag huis toe gaan tyd, het hy nou uit dit was nou die lugmag se hoofkwartier, daai gebou in Pretoria in Kerkstraat. Toe hy nou daar uitstap, toe was daar 'n kar wat 'n bom ingehaat het en die bom het toe ontplof. Dit was nou die Umkhonto we Sizwe, daai deel van die ANC daai tyd het toe nou hierdie bom geplant. So dit het 10 minute te vroeg afgegaan. Maar hy was nou toe net daar toe die bom afgaan. En hy het die wieldop het afgeskiet van die kar en dit het hom agter die kop getref in die skedel. En hy het sy sig verloor en sy gehoor en ook 'n deel van sy skedel was toe weg. Maar hy lê toe nou daar en hy hoor net sirenes en goed. Eintlik leweloos lê hy daar. Maar toe hy die sirenes hoor, toe weet hy, okay, hier kom daarom nou hulp. En hy vertel nou, daar was omtrent so 20 ambulanse gestuur, 19 mense is dood en meer as 200 is beseer. Maar hy sit toe nou met emosies van wanhoop, van angs, vrees. Hy's moedeloos. Hy sê eintlik as hy die krag gehad het, sou hy by 'n venster uitgespring het eerder net. Hy wou nie eintlik meer aanhou lewe nie. Want hy moes weer leer praat, loop, dink, vat ensovoorts. Wonderbaarlik het hy herstel of
ten minste baie herstel. Sy meeste van sy gesig, van sy sig en gehoor het teruggekom. Hy het geen breinskade gehad nie. So dit is wonderlik. Maar dit het nie daar gestop nie. Hy het nou klomp emosies gehad waarmee hy moes werk, maar hy was ook kwaad. Hy het wrokke gekoester. En dit was vir hom baie geworstel met die ding van vergifnis, om te vergewe. Maar op die ou einde het dit sy lewe negatief beïnvloed. Hy was gedurig kwaad, sy verhoudings het daaronder gelei, want hy loop met hierdie wrok. Hy sê, hy kon die woorde sê, ek vergewe daai bomplanters, maar hy kon dit nie oor sy hart kry nie. Hy kon nog nie regtig hulle vergewe nie. Sy lewe het net, dit was regtig stikkend en hy het regtig swaar gekry. Hy sê self kon hy nie hulle vergewe nie. Hy sê dit is soos wat jy nou op 'n oefenfiets trap. Jy kan hard trap, maar jy kom nêrens, jy bly net daar waar jy is. Maar wat toe gebeur het is, alles het verander toe hy vir Jesus werklik en lewend by hom ervaar het. En dit is eers toe hy oorgegee het aan Jesus, toe hy nou werklik homself toe oorgee aan hierdie Jesus, wat hy verander het, wat hy daai mense kon vergewe het. Maar hy kon nou nie self daai bomplanters in die oë kyk nie, want hulle was nou almal, of die twee was nou dood in daai kar ontploffing. So hy kon nooit self hulle vergewe of met hulle praat nie, maar hy het hulle toe vergewe. En hy sê die Here roep hom toe, hy sê vir hom toe, dis nou 18 jare wat hy nou so, 18 jaar in die lugmag, waar hy nou daar gewerk het. Toe sê die Here vir hom, jy was lank stikkend, maar ek wil jou nou gebruik om stikkende mense te help. Stikkende, my kinders wat stikkend is. En toe het hy toe besluit hy, nee, hy gaan 'n dominee word. En toe is hy nou 'n dominee. En hy het dit veral geniet, sê hy nou, om by mense uit te kom wat seer het en wat stikkend is en so aan. Maar mense hoor by dit dat by hierdie verhaal, dit is nou aan die een kant wat as mense nou dink oor vergifnis. As jy nie iemand anders vergewe nie, maak dit eintlik jou lewe moeilik en erg. Jy kry swaar. Daai ander persoon kry dalk nie swaar nie, maar jy word eintlik vergiftig. As jy, baie keer dink mense hierdie persoon verdien nie om vergewe te word nie. Mens voel so, jy is al kwaad, maar dit raak jou, dit affekteer jou. So dis die een ding. Maar ons gaan ook lees uit Psalm 32. En hierin hoor mens, dit gaan veral oor vergifnis, dis die fokus van die Psalm. Maar mens hoor hoe Dawid wou eers nie sy sonde en sy skuld bely het nie. Hy het dit probeer vermy, hy het dit probeer onderdruk. Maar dit het so swaar las geraak, hy was heeltemal uitgeput. Dit het sy lewe heeltemal donker gemaak. Maar toe hy besluit, ek gaan eerlik wees, ek gaan my sonde bely, toe die Here hom vergewe, toe verander alles weer. Dit maak mens bly, vergifnis. Kom ons bid saam voor ons hierdie gedeelte lees. Here, leer ons om in ons eie oë klein te wees voor U, diep bewus van ons onvermoë om U naam opreg te eer. Maak ons nederig en stil om te lewe soos U wil. Daar is by ons soveel weerstand teen U wil, U woord, o Heer. Ons bied soveel kere teenstand, wil ons nie deur U laat leer. Skep in ons 'n nuwe gees. Laat ons U gehoorsaam wees. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. So die opskrif is, U het my skuld vergewe. Ek lees uit die 1983 vertaling, Psalm 32. 'n gedig van Dawid. Dit gaan goed met die mens wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed
met die mens vir wie die Here die oortreding nie toereken nie, en in wie se gees daar geen valsheid is nie. Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer, soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk. My krag het opgedroog, soos water in somerhitte. En hier soek nou hierdie Sela, wat nou net sê, stop, vat net 'n pause, dink bietjie oor wat gesê is. Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid, en U het my skuld vergewe. Dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot U bid. Selfs vloedwaters sal hom nie skielik oorval nie. U is vir my 'n skuilplek. U beskerm my teen aanvalle. U laat my oorwinningsliedere sing. Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Moenie onverstandig wees soos 'n perd of 'n myl wat met 'n stang in die bek beteel moet word as jy hom wil lei. Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. Verbly julle in die Here en juig regverdiges, jubel alle opregtes. Nou, hierso in vers 1 tot 2 het ons nou die woord gehoor goed. En die Hebreëse woord is ashrei, en dit kan ook vertaal word met gelukkig of geseënd. Sodat Dawid begin deur te sê, dit gaan goed, jy's gelukkig, jy's geseënd, as die volgende gebeur. As jou oortredings nie gestraf word nie, as jou sonde vergewe word, as die Here nie daai oortreding toereken nie, en in wie se gees daar geen valsheid is nie. As dit so is by jou, as dit met jou gebeur, is jy werklik gelukkig, is jy werklik geseënd. Nou, ek dink vandag sal mense op ander maniere sê, wat maak my werklik geluk, of wat is geluk, waar kry mens geluk, wat is dit om geseënd te wees, wanneer gaan dit goed met 'n mens? Ek dink baie mense sal sê, aardse goed, as ek baie besittings het, of as ek baie geld het, sulke tipe goed, dan is ek geseënd. Dan kan ek nou op Instagram hashtag daarby sit en sê, blessed, geseënd. Hier hoor ons, as jy vergewe word, is jy werklik gelukkig en geseënd. As jou verhouding met die Here herstel is, as die Here jou vergewe, dan is jy werklik gelukkig. So geluk is eintlik die fondasie. Vergifnis is eintlik die fondasie vir geluk. Dit maak ons werklik gelukkig. As ons weet, die Here het my vergewe. In vers 3 tot 4, dan hoor mens nou, toe Dawid nie sy sonde en sy skuld bely het nie, hoe hy swaar gekry het, innerlik. Dit was ondraagbaar, dit was 'n swaar las. Hy kon dit nie meer dra nie, dit was te erg. Maar hy het dit probeer ontken, hy het dit probeer onderdruk, maar dit raak dan net erger. Amper soos wat daai Christo ook gesê het, sy lewe was net te gemors, sy verhoudings, alles het daaronder gelei. Ons dink soms, ons kan self regkom, maar daai swaar sonde skuld is aan ons vasgebind, eintlik met 'n ketting, en jy kan nie so aanhou lewe nie, ons hoef ook nie. So hierdie Psalm is 'n uitnodiging dat 'n mens jou sonde bely teenoor die Here. Ons kan vrygemaak word van dit. Ons hoef nie so te lewe nie. Dit gaan ons vang iewers. Dit is soos daai keer toe het Ryan Lee en Ansu die Marie beskuitjies geëet. En gekyk hoeveel kan hulle eet in 'n spesifieke tyd. In die begin is dit dalk lekker, maar dit bou op. Dan later, dan kan jy nie meer nie. Jou hele mond, alles raak droog.
Jy moet water drink. Dis iets van hierdie. Dawid het dit probeer onderdruk, het dit probeer stilhou. Hy was nie eerlik teenoor die Here nie, maar dit het sy hele lewe sleg gemaak. Dit het regtig sleg gegaan met hom. Hy was uitgeput, gedreineer, in die nood, en desperaat. So mens wil eintlik, as mens dit hoor, wil mens eintlik vra, maar hoekom sal mens so wil lewe? Hoekom sal jy dit wil, hoekom sal ons sonde wil hou vir onsself? Hoekom wil ons dit nie bely en eerlik wees nie? Partykeer is mens dalk te trots, of jy dink, ag, ek kan self regkom, maar ons kan nie. Ons hoor in vers 3 tot 4 die volgende. Toe ek oor my sonde geswyg het my liggaam uitgeteer, soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk. My krag het opgedroog, soos water in somerhitte. In die 2020 vertaling sê dit, my lewenskrag het weggekwyn, soos in die hitte van die somer. Dis 'n mooi beeld. Maar dit is wat gebeur, dit vat al jou krag, dit neem mense hele lewe oor, en jy kry baie swaar. So daar's 'n groot verskil, hoor mense in die Psalm, tussen die wie hulle sonde bely teenoor die Here, en die wat dit nie doen nie. Mens sien hier in Dawid se eie, as hy praat hieroor, hoe het sy eie lewe verander. Hy was glad nie gelukkig toe hy nie sy sonde bely het nie. Daarna was hy weer vry en gelukkig. In Spreuke 28 vers 13 hoor ons, wie sy sonde wegsteek, moet niks goed te wagte wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. Daai afsien is ook vir my belangrik, want partykeer bring mense dit na die Here toe, mens sit dit dalk by sy voete, maar jy wil dit weer gaan haal. Jy glo nie, dit is werklik weggevat nie. Mens bly daaraan dink, jy bly daarop fokus, dan is mens ook nie vry nie. Dan leef mens ook met hierdie swaar las. As ons sondes bely, dan weet ons, dan moet ons glo, Jesus het vir al ons sondes betaal, die volle prys. Hy was die volkome offer. Dis heeltemal weggevat. Dis soos daai pen wat ek ook al hier gehad het, as jy uitvee daar waar jy geskryf het, dan is dit weg. Jy kan dit nie terugbring nie, dis weg. Die Here vergeet van ons sonde. So ons is baie dankbaar daarvoor. Mens hoor in vers 5 wat gebeur toe Dawid opgehou het om stil te bly. Toe hy besluit het, ek gaan nou eerlik wees, ek gaan dit bely. Ek gaan dit erken teenoor die Here. Toe ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid, en U het my skuld vergewe. God was hom genadig. Dadelik het die Here hom vergewe. Daar was nie allerhande dinge eers van, gaan doen eers dit, of hoekom het jy dit gedoen nie? Toe hy bely het die Here hom vergewe. Dis so wonderlik. Ons kan vandag ook net sê, dankie Here vir U genade. U vergewe ons regtig, ons verdien dit nie. U verwyd ons nie, of verwerp ons nie. Maar dit is baie belangrik dat ons na die Here toe sal gaan. En dis hoekom ons elke dag vergifnis nodig het. Want ons sonde, ons moet elke dag bely, elke dag weer bekeer, weer na die Here toe kom. Ons moet nie wegdryf van hom af nie. So die Here het hom vergewe en hy was weer vry. So belydenis, ek kan die foto wys van die dam. Dis nou die Gariepdam, toe die sluise nou 'n bietjie oopgemaak was. Ek dink dit gaan nou weer oop, hy's nou weer vol. Dis die grootste dam in Suid-Afrika. Maar mens kan sê, ek kan bly daar by die dam. Mens kan sê, met sonde is dit soos met so 'n dam. As jy dit nie bely nie, dan dit raak net al hoe erger, die drukking raak al hoe meer, soos met so 'n dam. As die water al hoe meer raak, dan raak die drukking baie erg. Daar's baie water. Dan moet hulle die sluise oopmaak, dat die water kan uitkom. Dan kom die water so uit, dan sal weer verligting. So is dit ook met ons, as ons nie ons sonde bely nie, dan bou dit op. Dit raak ondraaglik, die drukking raak te veel. Dit gaan mense inhaal.
Maar as mens na die Here toe gaan en mens bely jou sonde, dan sit asof hy sluise oopgaan, jy's vry weer. Jy voel daai verligting. Jy kry daai vrede. So, dit is vir my ook 'n treffende beeld. Skuldbelydenis maak ons vry. En soos ek gesê het, ons is nou in lydenstyd, ons is op pad na die kruis toe, en dis 'n tyd waar mens dink aan Jesus se lyding, maar ook self ondersoek doen. Dink oor mense eie lewe. Dink, waar skiet ek tekort? En mens bely dit, mens erken dit, en mens vra vir die Here, kom verander my, kom vernuwe my. Ek wil myself weer toewy aan die Here. Ek wil Jesus voluit volg, maar ek kan dit nie self doen nie. Ek kan nie met my eie kragte doen nie, al wil ek. So mens bely ook weer jou afhanklikheid van die Here. En wat ons moet glo en weet is, die Heilige Gees kan ons verander. Hy's besig om 'n nuwe mens in ons te vorm. Maar dit is ook dit vat lank, dit is 'n lewenslange proses. Ons word nie net so onmiddellik verander nie. Maar die Heilige Gees is besig. En ons kan verander. So, ons moet dit weet en glo. Self kan ons sê, maar die Here is besig met ons. Ons is onder permanente konstruksie van die Heilige Gees. So dit gaan nooit ophou nie. Lewenslank moet ons bly verander. Meer en meer soos Jesus raak. Maar ons kan weet, God is genadig. So ons moenie dink as ons fokus verloor het, ons het nou sleg besluite gemaak, dan is dit verby nie. Want partykeer kan mens so voel, dit is nou verby. Dit was nou te erg. Want mense maak so, mense skryf ons af, hou wrokke, maar dis nie so met die Here nie. So ons oefen dit in lewenslang. Ons sê nie ons probeer nie, soos daai Matteus 5, ek het probeer om my naaste lief te hê, maar ek het dit nie reg gekry nie, so ek hou op. Ek het probeer om my vyand lief te hê, en so ek gaan nou nie meer probeer nie. Ons oefen dit in, en die Here help ons om dit te kan doen. En as ons dit doen, dan dank ons ook die Here, want dit kom nie uit onsself nie. Nou in die lig wat met Dawid gebeur het, begin hy in vers 6 tot 7 om gelowiges aan te moedig, om ook wanneer hulle hierdie nood ervaar, as gevolg van sonde wat hulle nie bely het nie, dat hulle dan na die Here toe sal gaan, dat hulle sal bid vir bevryding, soos wat hy gemaak het. Dis eintlik meer letterlik sê dit is waarom elke getroue volgeling tot U moet bid, terwyl die geleentheid daar is. Die 1983 vertaling sê dit 'n bietjie anders, maar hierso word dit eintlik gesê, hy nooi ons uit, ons moet dit doen. Dis nie te sê mens doen dit nie, maar mens moet dit doen. Dis belangrik. So kom al bevryding. So word mens vrygemaak. So hy moedig die gelowiges aan, maak soos ek gemaak het, toe ek dit bely het. Moenie maak soos ek gemaak het wat dit nie bely het nie. Jy gaan net swaar kry, die lewe raak net moeilik dan. In vers 8, dan sê Dawid dat die wie hulle sonde bely het en wie vergifnis ontvang het, kan weet dat God hulle skuilplek sal wees. Hy sal hulle beskerm. Hulle sal weer blydskap kry. Ons hoor van Dawid wat praat van oorwinningsliedere wat hy weer sing. Ons weer blydskap. Maar dit stop nie by vergifnis nie. Die Here wil ook vir Dawid leer, lei, raad gee vir hoe hy moet lewe. En dis wat ons ook moet besef. Dit stop nie by ek is vergewe nie. Ons is lewenslange volgelinge van Jesus, wat saam met hom moet lewe en wat by hom moet leer, hoe moet ons lewe. Dit is wat ons gedurig moet doen. So dit stop nie by ek is vergewe nie. Ek moet verander, ek moet vernuwe. Ek moet by hom leer, hoe moet ek lewe. So die Here sê hier vir Dawid, ek sal jou ook help. Maar wat vir my ook treffend is, in vers 9, dan hoor ons, God wil nie hê, hy moet
soos 'n hardkoppige of onverstandige perd of 'n myl wees nie. Dis mos nou 'n kruising tussen 'n donkie en 'n perd. Hulle moet beheer word met iets. As jy nie daai stam in hulle mond het nie, dan gaan hulle dalk maak soos hulle wil. Sonder dit loop hulle waar hulle wil. Hulle gaan nie by jou bly nie. 'n Perd is, veral as dit 'n wilde perd, hulle gaan hardloop. So die Here wil nie hê ons moet so wees nie. Dit bring swaar kry en hartseer as mens sê, ag ek volg my eie pad. Ek gaan maak soos ek wil. Hy wil ook nie hê ons moet so hardkoppig wees en ons wil nie ons sonde en ons skuld bely nie. Dit gaan vir ons net die lewe moeiliker maak. Hy wil ons lei, hy wil ons help, maar hy wil dit doen vanuit 'n verhouding met ons. Hy wil ons nie so beheer dat ons eintlik gedwing word om te doen wat hy wil hê nie. 'n perd word nou eintlik met die toom en die stam gedwing om wat te doen wat die persoon wat ry wil hê die perd moet doen. Dis nie hoe die Here wil hê ons moet lewe nie. Hy wil ons nie dwing heeltyd en half forceer nie. Hy wil hê ons moet self doen wat goed en wat reg is. Ons moet self dit wil doen. Ons moet self dit kies. Ek wil leef soos U sê. Ek wil U eer. Ek wil U lief hê. Dit is wat die Here wil hê. En dit is vir ons ook weer die uitnodiging dat ons dit self sal kies. Want dis die beste manier om te lewe as ons lewe soos die Here sê. En dit is die groot wonder wat die Gees in ons kan bewerk. Dat ons self hierdie dinge begin doen. Dat ons self dit kies, al vra dit opoffering. So in die 2020 vertaling sê vers 9, moet julle nie soos 'n perd, soos 'n myl sonder verstand gedra nie. Met toom en stang moet sy krag beteel word. Anders bly hy nie by jou nie. So dit is, die Here wil nie hê ons moet gedwing word nie. Ons moet self kies. Ons wil lewe soos hy sê. Ons wil gehoorsaam wees. En mens hoor ook hierdie wonderlike gedagte in vers 10. Die goddelose het baie smarte. Maar wie in 'n verhouding met God leef, wie hom vertrou, kan weet, hy sal hulle met sy liefde omvou. Hy sal hulle met sy liefde omvou. Dit is 'n wonderlike wete. Die wie glo, die wie hom vertrou, kan seker wees daarvan. Sy liefde sal mens ervaar. En in vers 11 moedig Dawid die gelowiges aan om die Here te prys. En dis wat ons ook kan doen. Ons loof en prys hom vir hierdie genade. Dat hy so goed is. Dat hy ons vergewe. Dat hy ons beskerm. Dat hy ons leer. Dat hy ons lei. Ons is nie aan ons eie oorgelaat nie. Kom ons gaan leef tot eer en verheerliking van die Here. Kom ons bid saam. Here, vandag word ons ook net weer uitgenooi om in 'n eerlike, liefdevolle verhouding met U te lewe. Here, help ons om eerlik te wees, om ons sonde te bely. Here, ons kan weet U is genadig en U sal ons vergewe. Here, dankie dat ons altyd na U toe kan gaan, soos daai verlore seun. U sal ons nie wegstoot nie. U verwelkom ons weer. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U ons ook help om te weet hoe ons moet lewe. Kom, help ons Heilige Gees, dat ons sal weet diep in ons binneste hoe ons moet lewe. Verander ons hart, verander ons gedagtes, ons bid dit, en help ons om self te kies om te leef soos die Here vra. Here, help ons om nie hardkoppig en onverstandig te wees nie. Help ons om Jesus te volg elke dag. By hom leer ons hoe ons moet lewe. Here, ons wil dit alles doen uit dankbaarheid uit. Here, dankie vir al U genade. Ons kan nie genoeg dankie sê nie. Ons loof en prys en eer U daarvoor. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Daar is nou geleentheid vir die gee van die dankoffers en dan gaan 'n paar afkondigings ook gedeel word.
Kom ons bid net saam. Liewe Jesus, baie dankie Here vir hierdie geld wat ons vandag ontvang het, Here. Geld uit die kollekte. Hier is geld vir die bazaar. Hier is geld vir die noodspens. Here Jesus, ons is dankbaar vir die geld wat aan ons toevertrou is en dat ons wat dit moet hanteer, dit op die regte plekke sal gee. Baie dankie Here vir hierdie groot genade. Amen. Dan sê kom ons kyk gou net 'n paar afkondigingetjies. Ons noem nou al die 10de is dit Sonskynklap. Kyk maar op die almanak, die kerkalmanak is die datum die 3de, maar dit is nie so nie. Die 10de, u sal mettertyd nader aan die datum sal daar 'n bietjie afkondigings wees op die WhatsApp groepe wat gaan gebeur op die 10de. Die kerkkantoor is nou hierdie week nog gesluit. Neem tog asseblief kennis daar ook. En dan kyk maar as jy daai Douwe Egberts koffiebottels by die huis het, as jy dit koop, die vrouediens is besig met 'n projek. Hulle soek van die bottels asseblief. Ek het een verjaarsdag, Marie, het plesier verjaar. Waar is Marie? Daar sit sy. Baie geluk vir vandag. As hoop jy het 'n mooi dag. En ook almal wat saam met haar in die week verjaar, mag julle ook werklik in die nuwe lewensjaar die Here se vrede en sy genade en 'n gelykpad beleef. Ons bid nog steeds vir Clyde en Hetty Randall. Hulle seun is oorlede, die roudiens was nou verlede Dinsdag gewees en ook die Oosthuis en haar familie wat met Beier se afsterwe. Ek dink dis al wat ek het. Attie, waar's Attie? Vriende, ja, Leandie het my gevra, ek moet asseblief instaan vir haar vanoggend. Sy sou graag met julle wou gepraat het, maar sy voel 'n bietjie ongesteld. Vir hierdie jaar het ons 'n wonderlike bazaar gehad en toe ons die totale opgetel het, was dit 'n rekord inkomste gewees. En ons is bietjie bekommerd want die bestanddele wat ons vra op die afkondigings op die lys kom baie min in. So ek weet dit is miskien druk, die ekonomie is nie meer wat hy was nie, dinge is nie meer dieselfde nie, maar ons wil dit op julle harte druk asseblief om dit ernstig te oorweeg. Kyk asseblief op die agterkant van die afkondigings, dit is op die kommunikasiegroep ook. Dit wat hulle vra wat julle moet bring, daar is hierdie maand is daar spesiale goed wat gebring moet word. Van die vorige goed wat gevra is, as julle dit nog nie gebring het nie, bring dit ook asseblief. Kom ons maak van hierdie jaar ook 'n sukses. Ek het al van baie mense wat hier in die gemeente sit vanmôre wat gesê het hulle is opgewonde oor 'n lekker bazaar. As ons nie bestanddele kry nie, gaan ons nie ons tafels vol maak nie. En gaan die mense nie kan instap nie en gaan ons binne 'n uur wat ons het, gaan ons alles uitverkoop. So ons wil seker maak ons het genoeg en ons tafels gaan kreën van die bestanddele en die gebak en die gekook en die lekker soetgoed en wat ook al daarmee saamgaan. En ons gaan nog 'n lekker pretloop ook nog hê. Ek is besig om dit te reël. Sean, jy gaan my help. Jy weet nog nie daarvan nie. En ek is klaar besig met 'n een persoon vir 'n baie groot eerste prys wat ons gaan hê. So dit gaan die moeite werd wees. Baie dankie. Ons slotlied is kom verander my hart o Heer. Kom ons sing saam. Ons staan en sing hierdie lied. Kom verander my hart, o Heer, kom vul my met die Gees, kom en snoei waar dit nodig is, om heilig te dan wees. Maak my oë oop en wys my hoe U vol in my kan woon, dat ek heilig kan staan voor U troon. Maak my skoon, kom en reinig my, was my water as siel, soos die Gees in my kan woon. Maak my skoon, kom en reinig my, dat ek heilig kan staan voor U troon.
Kom verander my denke, Heer, kom maak dit splinternuut. Skyn die lig waar dit nodig is, kom heil weer my lief. Maak my hart op en wys my hoe U vol daarin kan woon, dat ek heilig kan staan voor U troon. Skoon, kom en heilig my, was my water as sneeuw, soos die Gees in my kom woon, maak my skoon. Kom en reinig my, dat ek heilig kan staan voor U troon. Ontvang die seën van die Here. Julle kan weet dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle sal wees en bly. Amen. En dan sing ons gaan dan heen. En dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen, wat ek jou vra, versprei my lig, gaan lief my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek gaan voor jou uit, ek maak die pad gelyk, ek is langs jou, om jou veilig vast te hou, ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou, ek is onder jou, as jy sal val, dan dra ek jou. En dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen, wat ek jou vra, versprei my lig, gaan lief my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is bokant jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek lei jou deur my Heilige Gees. Die Seun van God drie-enig sal vir ewig met jou wees. En dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen, wat ek jou vra, versprei my lig, gaan lief my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar.